beïnvloed 'n persoon se verkeerde selfbeeld, sy verhouding met God. Yes. So jy begin die leuns glo. Ja, dis Eerstens wat ander vir jou sê, of ons bly mens, ons lees sekere dinge in die sosiale media, of in die koerante, of wherever, en ons begin onsself meet, jy weet. Ja. Ek wil graag soos daai persoon wees, maar o genade, nee, ek sal nooit so kan wees nie. Ja. Ek het te veel foute. Nou, in 1 Johannes 1 skryf Johannes so mooi, hy sê, as jy sê dat jy nie sondig nie in my woorde, dan jok jy. So, ons voel partykeer, jy kyk na iemand en jy dink, daai persoon is heilig gebore. Nee? Ja, dis Daai persoon het nou glad nie die pad gestap wat ek gestap het foute nie. Niks foute nie, nooit Ja. gegly nie. Weet jy die ergste wat hy of sy gegly het is, hulle het gesê, o jette, ons het nou gevloek en hulle het gesê deksels. En dis die persepsie wat ons Ja. begin aanvaar en wat ons begin glo en wat ons dink dit is dan hoe dit moet wees. En dan verder skryf Jakobus in Jakobus 2 en hy sê, ek dink is in vers 19, ek is nou nie seker nie. Hy sê as jy aan een deeltjie van die wet, en hy praat van God se wet, skuldig is jy aan die hele wet skuldig. Yes. So dit bring equality wat hulle tog so baie vandag oor praat. Dit bring eweredigheid dwars deur die mensdom. Yes. Jy kan nie iemand beoordeel of veroordeel omdat hy of sy anders sondig as wat jy sondig nie. Nee? Ja, jy kan. So ons het hierdie groot sondes wat ons aan die klok graag hang en sê, dan kom ek nou weer by daai gelykenis wat Jesus self vertel het en hy sê die fariseer en die tollenaar staan langs mekaar binne in die tempel. En die fariseer rammel eers die tollenaar sê, Here, wees my arme sondaar genadig, want hy weet, hy ken sy identiteit. Yes, absoluut. Ook wat ander mense vir hom vertel het, maar hy weet ook waar, daar's geen groter profeet as jy self nie. Ons Yes. weet waar ons verkeerd is. So ons het nie eintlik nodig om te gaan kyk in die sosiale media of in die tydskrifte of wherever wie ons is nie. Ons weet presies waar ons sondig. En daai fariseer sê, Here, baie dankie tog dat ek nie soos hierdie tollenaar is nie. Dit is so verkeerd. Hetzelfde. Dieselfde wat vir die een geld vir die ander. So ons almal het gesondig en dit Absoluut. ontbreek ons aan die heerlikheid van God. So wanneer ons kan begin agterkom dat ek is nie die gebroke mens wat ek was nie. Wanneer jy natuurlik tot Christus kom, dit is natuurlik die belangrikste. Absoluut, ja. Ons praat vanaand met mense wat by Christus uitgekom het, en as jy nog nie daar uitgekom het, hier is jou kans nou, sê die sondaarsgebed, sê Here, vergewe my, ek neem U aan as my saligmaker, en everything will change. Absoluut. Dan is jy nie meer die gebroke mens nie, jy is nie, en ek dink die grootste vrees wat ons het, is dat God is teleurgesteld in ons. Ek dink dit is die meeste van die tyd. Absoluut. Want ons as Christene is geneig om daarna toe te Absoluut, gaan. en dit is hoekom ek net gepraat het oor die vrees wat ons vir God het. Wanneer gaan hy my nou slaan oor al hierdie dinge wat ek verkeerd gedoen het? Yes. En dit is nie so nie. Die skrif sê so mooi dat Jesus het gesterf en hy het hierdie bloed gevat en dit voor die Vader gaan neerlê as ons geregtigheid. Met ander woorde, sodra God na ons kyk hy na ons deur Jesus Christus. Ja. Dis hoekom dit belangrik is om hom aan te neem. Yes. En hy sien die volmaakte offer wat gebring is. Hy sien Christus as die volmaakte. Ons is nie meer die gebrokene nie. Yes. Ons is nie meer die teleurstelling nie. Ja. Ons was nog nooit die teleurstelling nie. Dink jy toe God mense gemaak het, het hy nie geweet wat hulle gaan aanvang nie. Ja. Maar dis hoekom Ja, hy hierdie briljante absoluut. plan uitgedink het, Ja. om ons daar in staat te kan stel, om weer met hom in 'n verhouding te kan kom, deur Jesus Christus. Yes. En dit is hoekom dit is so belangrik, om hierdie verkeerde selfbeeld, wat vir ons beïnvloed met ons verhouding tot God, een kant te kan sit. Ja, Te absoluut. kan sê, that's me no more. En ek sê weer, jy kan niks verander nie.
Ons kan niks verander oor gister nie, ons kan niks verander oor 3 jaar terug nie, ons kan niks verander oor 5 minute terug nie. That's it. Maar as ons net kan verstaan, ons kan vorentoe gaan. Ons strewe, man, niemand gaan word gebore en dink, ek gaan kyk of ek die beste krimineel kan wees, wat hierdie aarde nog kon oplewer nie. Ja. Jou strewe is, ek wil God behaag. En daar in jou strewe, in jou pad, struikel en val jy. Maar dank die Here vir Christus, sy bloed en sy genade. Dis waar. Maar as jy ook vashou aan dit, is dit nie maar ook soos 'n muur wat jy basically tussen jou en Christus plaas om daai verhouding met die Here te kan hê. Reg te kan hê. En dit is vir my wonderlik dat jy dit nou noem, want eintlik bou ons daai muurtjie daagliks, jy weet. Ja. Wanneer ons in daai negatiewe dinge ingaan van ek is nie goed genoeg nie, ek stel God teleur. En elke dag bou jy nog 'n laagie en bou jy nog 'n laagie en daai muur word sonder dat jy dit agterkom al hoe hoër. Ja. En dan kom daar 'n dag dat jy voel, maar ek kan nie oor die muur nie. Ek kan nie sien nie. Waar is Christus? Dan hoor jy mense sê, hulle voel hulle is ver verwyder van God af. En dit Maar is dis nie so nie. As gevolg van hulle eie te doen. Dis jy wat deur jou denke. Yes. Joyce Meyer het regtig waar, sy het 'n goeie boek geskryf toe sy geskryf het oor The Battlefield of the Mind. Dit is waar alles begin en eindig. Ja. Dit wat jy hoor, word hier geregistreer, en hoe meer jy dit hoor en vir jouself sê, glo jy dit later. En dis nogals makliker om die negatiewe te glo as die positiewe. Ek weet nie hoekom nie, maar glo my, deur die eeue heen, makliker om die negatiewe te glo as die positiewe. Dit is